So die eerste ding wat belangrik is daai wonderdriehoekie, WVQ-RIT. Nou, jy gaan nog steeds jou standaard vergelyking wat op jou formuleblad staan moet skryf om die punte te kry, maar hierdie maak dit net vir jou makliker om te besluit watter driehoekie om te gebruik of watter formule om actually te gebruik. So net gou vinnig, W staan vir arbeid of energie gemeet in joule, né? V is spanning of potentiaalverskil gemeet in volts. Q is die vloei van lading. So het ons nou klaar elektrostatika gedoen, gemeet in coulomb. R is vir weerstand, gemeet in ohm. I is stroom, gemeet in ampere. En T is tyd, gemeet in sekondes. So hoe hierdie driehoek werk is, as jy goed langs mekaar staan, gaan jy maal, en as hulle op mekaar staan, gaan jy deel. So dis net 'n maklike manier om vir jou om te sien hoe die goed in mekaar pas. So as jy byvoorbeeld volts wil bereken, dan kan jy of die energie deel deur die lading, of jy kan byvoorbeeld die weerstand maal met die stroom. So in 'n serieskakeling lê die weerstande direk langs mekaar, wat beteken die stroom wat daar vloei, gaan deur albei weerstande vloei. So dieselfde stroom gaan deur weerstand 1 sowel as deur weerstand 2. So sê nou maar, sit 'n voltmeter hier oor, voltmeter 1 en voltmeter 2. Dan is die belangrike goed wat jy moet onthou, hulle is spanningsverdelers, nie stroomverdelers nie. So hulle sal spanning split, maar hulle split nie stroom nie. So hulle sal dieselfde ampere kry, maar voltmeter 1 en voltmeter 2 sal nie altyd dieselfde hoeveelheid volts wees nie. Vir die totale weerstand sê ons net R1 plus R2. En ek gaan net hier bysit, voltmeter 1 is nie dieselfde as voltmeter 2 nie, tensy die weerstande dieselfde is. As die weerstande ewe groot is, dan sal hulle dieselfde volts kry, nie? Maar dan verdeel hy nog steeds. So sê nou maar die hele tak het 15 volt, en hulle is ewe groot, dan gee ons vir elkeen 7,5 volt. Okay? Maar dis net as hulle dieselfde is. Dan wat gebeur in parallel? So in parallel vertak die stroom, wat beteken, as jy hoofstroom het wat hier aankom, op daai punt moet hy 'n keuse maak van watter kant toe hy gaan vloei. En dan, nadat hy deur die parallelle skakeling gekom het, dan kom hy weer by mekaar aan die ander kant. So daai bly jou hoofstroom, want dan het jy twee vertakkings. 'n Gedeelte van die stroom gaan opgaan deur die boonste weerstand, en 'n gedeelte van die stroom gaan afgaan deur die onderste weerstand. En sou ons dan nou 'n voltmeter hier gesit het, en 'n voltmeter daar gesit het, en ewen 'n voltmeter hier gesit het, dan sal hulle almal dieselfde volts wees. Want weerstand in parallel sê ons is stroomverdelers, nie spanningsverdelers. Nou al wat dit beteken, is die twee takke sal nie noodwendig dieselfde stroom kry nie, afhangend van hoe groot die weerstand is, maar hulle sal altyd dieselfde volt hê. So of jy nou die volts in daai tak meet, of die volts in hierdie tak, of die volt oor die hele parallelle skakeling, en of jy voltmeter van daai kolletjie af soontoe koppel, of so oorkoppel, dit maak nie saak nie, hulle gaan almal dieselfde volts wees, want hulle split nie die volts nie. So in terme van die weerstand, leer julle 1 op R parallel, is 1 op R1 plus 1 op R2, wat jy dan direk in die volgende stap mag verander na 1 op R1 plus 1 op R2, alles tot die mag min 1. Want dan tik jy dit net so op een slag in, want onthou jou sakrekenaar gaan nog steeds daai 1 op antwoord vir jou gee. So jy het nodig om te keer op die ou einde om die regte parallelle weerstand te kry. En dan gaan ek net hier bysit, voltmeter 1 en voltmeter 2 en voltmeter 3 sal almal dieselfde waarde gee. Okay, nou stap 1 vir enige stroombaan sê ek is om hom in te kleer. So jy begin by jou battery en jy trek een kleer totdat hy vertak. So hy sal by daai kolletjie begin vertak. En dan vat jy van die ander kant af presies dieselfde, verbind jou stroom totdat hy vertak. Wat beteken oral waar daai blou nou loop, is alles hoofstroom. So dis alles dieselfde stroom. En dan het ons nou 'n vertakking op daai punt waar 'n gedeelte van die stroom opgaan boontoe deur die 6 ohm en 'n gedeelte van die stroom afgaan deur die 4 ohm. So nou kan jy sien die 6 en die 4 is in parallel met mekaar en hulle is saam in serie met die 1.6, want hy sit in die hoofstroom. Nou die eerste vraag is, bereken die totale weerstand van die stroombaan.
So ons gaan begin met parallel. Nou vir albei stroombane is daar verskriklik baie sommetjies wat jy gaan doen. So skryf vir jouself opskrifte vir waarmee jy besig is. Moenie net 'n klomp random somme doen en die persoon wat merk met nou maar uitfigure wat daar aangaan nie. Okay? So skryf vir jouself, jy gaan eers die parallel doen. So ons gaan sê 1 op R parallel is 1 op R1 plus 1 op R2. En dan as ek invervang het ons gesê, dan gaan ons die getalle gebruik en dit sit tot die mag min 1. So nou gaan ek sê dis 1 op 6 plus 1 op 4, alles tot die mag min 1. Sodat ek van daai 1 op bo op die RP ontslae kan raak. 2,4 ohm. So dit is dan nou net my parallelle weerstand. En dan kan ek sê, dit wil sê, my totale weerstand gaan wees 2,4 ohm plus die ander 1,6 ohm, want hy lê in serie. Daar is reg langs aan die parallel. En dit gee dan vir ons 4 ohm. So dit is my totale weerstand. Volgende vraag was, wat is die lesing op die ammeter? Nou moet jy gaan kyk waar lê jou ammeter. So jou ammeter is in jou hoofstroom, wat beteken jy gaan werk met jou totale volts en jou totale weerstand. Reg? Nou, ek gaan altyd en soek vir iets iewers waar ek 2 goed ten minste het. So as jy kyk na daai blou, weet jy nou klaar wat die totale weerstand is en jy weet wat die volts is. Want al jou formules werk met 3 veranderlikes en van die 3 goed moet jy ten minste 2 hê om te kan aangaan. So as ons nou in totaal gaan kyk, dan sê ons formule R is gelyk aan V op I. So as die totale weerstand 4 is en die totale volts van die battery is 8, dan lewer hy 'n 2 ampere stroom. Ja? En die oomblik as jy nou iets uitgewerk het, dan gaan skryf jy dit by op jou skets. So nou weet jy, daai ammeter lees nou 2 ampere. Maar wat dit eintlik beteken, is oral waar die blou stroom loop, is dit 2 ampere. Nee? Die volgende vraag was, wat is die lesing op die voltmeter? So as jy gaan kyk na die voltmeter, hy sit oor die parallelle skakeling. So hoeveel stroom ontvang die parallelle skakeling? In totaal. Nog steeds 2 ampere, nee? Daai 2 ampere vertak, maar all in all, die boonste tak plus die onderste tak gaan nog steeds in totaal 2 ampere wees. En die parallelle weerstand in totaal het ons uitgewerk is 2,4 ohm. Okay? So nou gaan ons weer net in parallel werk. En weer sê R is gelyk aan V op I. So die totale parallelle weerstand was 2,4 ohm. Die volts is wat ek soek, die parallelle volts. En die hele 2,4 ohm van die hele parallelle skakeling ontvang ons nog steeds 2 ampere. So dan maal jy net daai en dan kry jy 4,8 volt. So dit is wat my voltmeter lees. Nou daar is ander maniere. Dit is die ander ding met stroombane. Dit hang af hoe jy dit sien, hoe jy dit interpreteer. Want hierso kon jy ook byvoorbeeld gegaan het en gesê het, as daar 2 ampere deur die 1,6 ohm vloei, hoeveel volts is dit? So jy kon eers daai volts gaan uitwerk. So as ons sê 2 maal 1,6, dan kry ons 3,2 volt. Vir V is R maal I. Nou jy het 8 volt, so as jy 3,2 hier gebruik het, wat bly oor? Nog 4,8, en dis daai, die 4,8 wat oorbly. So jy weet, weerstande in serie, onthou hierdie parallelle skakeling tel nou as 'n enkele weerstand, wat in serie is met die 1,6. So weerstande in serie split die volts. So van die 3,2 of van die 8 gebruik hierdie in 3,2, dan bly hier 4,8 oor. En onthou nou, dit beteken elke tak sal 4,8 volt ontvang, né? Okay? So nou gaan ek net teruggaan, ons weet nou wat ons voltmeterlesing is, wat beteken elke tak in die parallelle skakeling kry 4,8 volt. So daai weerstand kry 4,8 en daai en ook, want in parallel split die stroom, nie die volts nie. En onthou om hierdie goed by te skryf, anders gaan jy vergeet jy het dit. En nou is die laaste vraag gewees, wat is die stroom wat deur die 6 ohm weerstand vloei? So nou gaan kyk ons na die 6 ohm weerstand. En ek gaan sê R is gelyk aan V op I. So dis 'n 6 ohm weerstand, wat jy nou net 'n afleiding gemaak het dat hy 4,8 volt ontvang. So jy kan daarbo sit 4,8 op I. En dan wat is jou stroom? 4,8 gedeel deur 6 is 0,8 ampere. En nou stop die vraag. So jy het nou actually alles beantwoord wat hulle gesoek het, maar daar's nou ekstra goed wat jy eintlik kan aflei, né? Want jy weet nou, daar vloei 0,8 ampere deur die 6 ohm weerstand.
So ja, nou weet ek wat die groen stroom is, so wat is die pink stroom? 1,2 ampere. Want ek weet die totaal moet nog steeds optel tot 2 ampere. So my 2 ampere split in 0,8 en 1,2. En onthou ook net om jouself altyd te double check in terme van die waardes. Groter weerstande ontvang altyd minder stroom. So as jy iewers 'n fout gemaak het en jy skryf hierdie neer en die verhouding is nie reg nie, dan gaan jy dadelik kan sien jy het iewers 'n fout gemaak. Die groot weerstand kry altyd min stroom, die klein weerstand kry altyd meer stroom. Okay, so stap 1 is kleer hom net in. So my hoofstroom loop hierso deur die 18 tot by die parallelle skakeling. Onthou daar vlieg geen stroom deur 'n voltmeter nie, né? So daai tel nie as 'n vertakking nie. Die volle stroom gaan net aan. En dan aan die ander kant van die battery, deur ammeter 2 is die hoofstroom. So hierso het ek my vertakking. Gedeelte van die stroom gaan onder toe en 'n gedeelte van die stroom gaan boontoe. Daar vlieg geen stroom deur die voltmeter nie, né? So daai is my twee takke. En dan het hulle nou vir jou inligting gegee. Hulle sê dat die lesing op ammeter 1 is 1 ampere. So dis wat jy het. Jy weet dat daai groen stroom 1 ampere is. Nou is die eerste vraag, wat is die lesing op voltmeter 2? So ons gaan daarso sê voltmeter 2 is oor die parallelle skakeling. Wat dit beteken, daai tak se volts, hierdie tak se volts, die hele parallelle skakeling se volts is mos alles dieselfde volts. So jy kan net daai een tak se volts gaan uitwerk. Jy soek vir iewers waar daar twee goed is. Hier het jy twee goed. Jy het die stroom en jy het die weerstand. So ons gaan sê, as ons in die 6 ohm tak kyk, en ons sê R is gelyk aan V op I, dan het ek 'n 6 ohm weerstand wat 1 ampere ontvang, wat beteken hy kry 6 volts. Reg. En dit beteken, as daar 6 volt staan hier 6 volt, staan hier ook 6 volts. Want in parallel is al die volts dieselfde. Stem ons saam. 5.2 vra dan. Wat is die lesing op ammeter 2? So nou, ammeter 2 sit in die hoofstroom, met ander woorde jy moet met die totaal werk. Nou jy kan die totale weerstand gaan uitwerk, maar jy het nie die totale volts nie, want jy weet nie wat die EMK van die battery is nie. So ons gaan nie daarmee kan werk nie, maar ons kan in hierdie tak werk. Want let op, ek het gesê, soos wat jy die goed uitwerk, skryf jy dit by. So hier is nou die volgende plek wat jy twee goed het. Want jy het nou die volts en jy het die weerstand. So as jy na die 12 ohm gaan kyk, en jy doen sy R is V op I, dan weet ons dat 12 ohm ontvang nou ook 6 volt, wat beteken hy kry 'n halwe ampere. So dan het ek die pink stroom. So nou weet ek daai is 0,5 ampere, en nou kan ek 'n afleiding maak. Dit wil sê, ammeter 2 lees 1,5 ampere, want dit is my hoofstroom. Hierdie twee takke saam lewer dieselfde hoeveelheid ampere as die hoofstroom. En so stukkie vir stukkie begin alles in mekaar pas. 5.3 vra, wat is die lesing op voltmeter 1? So voltmeter 1 sit nou hier bo oor die 18 ohm. En let op, ons het nou net die blou stroom opgelos. So nou weet ek, daai 18 ohm ontvang ook 1,5 ampere. So as ek gaan kyk na die 18 ohm, en ons doen R is V op I, dan sê ek 18 is gelyk aan V oor 1,5. So 1,5 keer 18. 27 volts. So nou weet ek, hierso staan 27 volts by voltmeter 1. Soos ek sê, skryf dit altyd vir jouself by. 5.4 vra, wat is die EMK van die battery? Nou die EMK is die totale volts wat op die oomblik in die stroombaan is. So daai hoofstroom gee hierso 27 volts en dan lewer hy aan die parallelle skakeling nog 6 volts. Maar dit tel as 'n enkele 6 volts, né? Want onthou die 6 volt word nie gesplit nie. Hulle word net dis dieselfde spanning in al die takke. So daai 6e oral van hulle tel as 'n enkele 6 volt. Wat beteken as daai 27 is en hierdie is nog 6, dan is die totale volt daarbo 33. So ek gaan sê my EMK is dan 33 volts. Die totale volts wat in die stroombaan vloei. 5.5 sê nou, as die 6 ohm resistor uitbrand, wat sal die nuwe lesing op voltmeter 1 wees? As die 6 ohm resistor uitbrand.
So as hy uitbrand, wat gaan gebeur? Dan gaan hierdie groen tak basies dood, reg? Want daar vloei nou geen stroom meer daardeur nie. Wat beteken daar is dan nie eintlik meer 'n parallelle vertakking nie. Die hoofstroom gaan deur die 18 en deur die 12 gaan en dan daai kant weer opgaan en teruggaan. Maar die oomblik as iets in 'n stroombaan uitbrand of 'n skakelaar sluit of iets soos dit of 'n skakelaar gaan oop, dan is al die volts en al die stroom wat jy uitgewerk het kan. Jy kan nie meer dit werk nie. Jy begin van scratch af, reg? Die enigste ding wat nie sal verander nie, is die weerstande en die EMK. Jy het nou klaar uitgewerk dat die EMK 33 volts is. Dit sal nie verander nie, want die battery het nie intussen verander nie. OK? Maar wat wel verander het is die totale weerstand van die stroom, want ek het nou daai 6 weggevat. So as ek die parallelle skakeling wegvat, dan word die totale weerstand eintlik meer, né? Nee? Want dan in parallel, hoe meer weerstand in parallel is, hoe kleiner word die weerstand. Want dis daai 1 op R sommetjie. So as jy gaan sê 1 op 6 plus 1 op 12 en kyk wat dit is, dan gaan die antwoord minder wees as 6. Maar as ek die 6 wegvat, dan is die weerstand hier nou net 12. So die weerstand het aansienlik meer toegeneem. OK? So om nou hierdie voltmeterlesing te kry, kort ek weer die nuwe hoofstroom. So ons gaan kyk in totaal na die totale stroombaan en ons gaan sê R is gelyk aan V op I. Nou as die 6 uitbrand, wat is die totale weerstand? Ons het gesê dan vertak hy nie, né? Dan loop die hoofstroom deur die 18 en deur die 12 en dan gaan hy terug. So daai twee lê dan nou eintlik in serie. So nou is die totale weerstand eintlik 30, reg? So ek maak my totale weerstand 30, my totale volts 33 en ek bereken my hoofstroom. So my hoofstroom gaan wees 33 op 30 wat dan 1,1 ampere is. So dit is nou my nuwe hoofstroom wat deur die 18 ohm vloei, dis nie meer 1.5 nie. En nou kan ek die nuwe voltmeter 1 gaan uitwerk. So nou kan ek sê vir die 18 ohm begin ons van scratch af, R is V op I. So nou kry die 18 ohm weerstand 1,1 ampere wat sy volts dan 19.8 maak. Wat baie minder is as die 27 wat hy oorspronklik gekry het, né? Omdat hy nou baie minder stroom kry.